Yes, man, ons het is vir my nogal opwindend hierdie naspeurbaarheid. Jy weet in die hele traceability ding wat ek dink Jan jy het dit weer met jou bees wat ek dink op sigself jy kan 'n boek skryf dink ek met jou bees. Ja, natuurlik ek wil sê daai bees is van toepassing op enigiets in die lewe. Dis nie net jy weet 'n beesboer nie of 'n boer se besigheid nie. Maar nou wil ek sê hierso is waar soos die Engelsman sê is where the rubber hits the road. Jy weet ons kom uit back and close hier ek sou sê is dit die ergste wat ons nog gehad het? Is dit of voor ek vra die vraag is wat is die stand van sake? Hoe ernstig is dit? Maar dan wil ek die tweede vraag is ek wil dit terugvat in die verlede en so in terme van diere siektes goed in die verlede hoe dit hanteer, hoe dit gelyk, hoe dit verander. Wat is die uitdagings, wat is die geleenthede? So by jou begin, Andy. So van my kant af, ek sal daai waar dit begin in die verlede sal ek bietjie vir Jan los, hy is bietjie wyser as ek. Maar wat nou is, waar staan ons nou? Ek wil sê ek is, solank wat ek leef nie so lank nie, maar dit is die ergste. Ek dink hierdie is erg. So die beheer, ek dink nie meer, dis my persoonlike opinie, ek dink nie meer hulle het beheer nie. As jy kyk, dit is gebaseer op hoeveel areas aangetast is. Dit is nie meer net in intensiewe plekke nie, so dis stoetboere, dis primêre boere want hoe kom hy daar? Jy weet, dit is moeiliker om daar uit te kom. En dan die laaste een is, as jy kyk hoeveel samples gevat is om te toets. Dis sommer 400 wat op 'n dag wag om getoets te word. En die laboratorium is weke agter. So wat ek probeer sê is, weet jy hoeveel moet daar nog getoets word en nog positief kan uitkom? Dis nag. So dis my opsomming. So dis 'n konstante reaktiewe proses. Absoluut. En daar kan nog 'n onaangename verrassing ja. So as jy ook na die data kyk, die hoeveelheid positiewe gevalle per week of per maand is 'n eksponensiële kurwe. So dit raak net al hoe erger en al hoe meer raak positief. So ek dink ons het beheer verloor. Dit is al dit is al gedokumenteer dat die beheer wat ons in die verlede gehad het, moet ons verander. Ons moet die toekoms anders benader as die verlede. Ja, so nou hoe het die verlede gelyk in vergelyking met nou? Ja, so ek stem saam met Andy, is buite beheer. So ek het nog nooit in my lewe so uitbraak gesien van back and claw nie. Jy weet, so ek dink jare terug het ons geweet van back and claw, maar dit nooit gesien nie. Dit was iets wat ons van geweet het, maar dit was nooit hier by ons nie. En ek dink daai tyd het ons nog uitslagbenadering gevolg. As daar wel back and claw is, word die diere vernietig en dis klaar. En maak hom so gou as stil as moontlik. Dit is 'n verlies vir daai boer, maar dit is vir die hele land holisties is dit stop jy hom in sy spore. Maar nou is hy buite beheer. Ons kan nie glad nie, daar is glad nie 'n kans van uitslag. Ons sal dit moet beheer met 'n ander metode. Ons sal moet 'n ander paradigma skuif maak vir die beheer van back and claw. As ek net terugkyk, toe ek 'n jong klinikus was, het ons nog baie gebloei vir besmetlike misgeboorte. Daar's weer 'n B, brucellose, selfde ding, het ons gebloei, al die kuddes, elke jaar gebloei, TB getoets, baie toegewyd dit gedoen. En nou, as jy kyk na wat nou aangaan, is brucellose weer uit buite beheer. Ons het op 'n stadium, toe ek nou nog jonk was, en toe het ons op 'n stadium vir ons gesê, het ons self gesê, maar nou het ons hom gewen. Ons skouers geklop en gesê, ons het hom onder beheer, hy gaan binnekort totaal uitgeroei wees. Maar ek dink dit gaan alles so saam, dit is verskeie siektes, alles het buite beheer geraak. En ons wil nie vingers wys nie, maar ek dink alles het buite beheer geraak. Besmetlike misgeboorte wat eintlik 'n baie slegte siekte is, want dit is 'n oordraagbare siekte na mense toe. Daar is verskeie van die boere wat ek van weet wat al vir baie jare sukkel met besmetlike misgeboorte waar hulle aangetast is, maar die lank en die kort is die goed het buite beheer geraak. Ons sal met 'n paradigma skuif maak en 'n ander benadering volg. Anders dan gaan ons nie hierdie stryd wen nie. So ja, dis skrikwekkend eintlik. Wat is daai, Alex, ek wil net daarby aansluit, so wat is daai paradigma skuif?
Man, dit kom terug op bestuur. Dit is as jy goedkoop koop is duur koop. As jy jou op jou bestuur wil weggee of ingee, gaan jy kom op 'n situasie waar ons nou is. Ons staan nou op metodes en sisteme wat ons bakkies moet spuit voordat hulle by jou plaaswerk ingaan. Dis kostes wat nou weer opgekom het en die pryse daarvan raak net duurder want meer die aanvraag raak meer. Waarvan as jy jou eerste bestuursfaktore net reg gebruik het, dan kon jy hierdie baie makliker gestop het. Jy het nie daai ekstra uitgawes gehad nie. En natuurlik tegnologie. Jy moet kan weet van waar kom wat. Jy moet daai traceability inbring op alles wat jy doen. Nie net van jou voer wat jy koop nie, maar van waar af kom jou diere? Van waar af kom jou diere wat jy by die veiling gekoop het? Ek dink dit is ons grootste warmpunte op die oomblik is ons veilingshuise. Jy weet nie altyd van waar af kom jou diere nie. Nie dat ek sleg wil sê op die veilingshuise nie, dit is nie bestuurbaar altyd nie, maar jy bring gou vandag jou bees wat jy by 3 ander boere gekoop het na die veilingshuis toe. En dit vat net een bees om die res van die beeste te besmet. So ek wil daar stil staan. Is die ek kom nou weer terug na 80-20 principle. Jy weet, is dit nie dan die wegspringplek? 'n veilingshuis, 'n veiling. Dit sal 'n baie goeie wegspringplek wees. Hoe lyk dit dan? Hoe lyk daai oplossing as ons dit môre moet implementeer? As ons môre moet implementeer, gaan ons 'n paar oproepe moet maak, maar as dit gaan oor jy moet bewys van waar af kom jou dier. Of dit nou met ID-scan is of deur jou tag is. Maak nie saak deur hoe dit gedoen word nie. Jy moet kan bewys met 'n pin location van waar af kom jou dier om die waardigheid daarvan te toon. Dan is die koop van jou diere baie maklik want jy kan altyd as daar 'n back and closure uitbreek, kan jy altyd terugtrace na jou verskillende verskaffers of verkopers toe. Van waar af kom dit? En dan het jy nou verantwoordelikheid om nader te staan en sê, sorry, dit was my skuld en die las word dan op jou gelê. Is daai deel en weer eens ons sal nou nie veilingshuise uitsonder nie, maar is dit ook, jy weet, geld. So met ander woorde, of hy nou gesond is of nie, ek kry 'n persentasie van die verkope. Is daar, ek wil amper sê 'n gulsigheidskomponent wat daai transisie na ek gaan nie jou bees vat nie of as jy nie vir my kan bewys nie, gaan ek hom hier deurdruk vandag en ek sou kyk om die potensiële inkomste op te gee. Ja. Of as ek agterkom dit was jou veilingshuis, gaan ons gaan vir jou ry, want jy het bygedra tot die besmetting of siek maak van ander diere. Kyk, dit is een van daai, is dit tweesydige Chicken egg. Ja. So jy kan as veilingshuis, ek wil glad nie uit 'n veilingshuis Ja, so ek sê moet praat nie. sonder hulle glad nie. Maar ek dink dit is voordelig en nadelig vir soos enige besigheid. As daar 'n stelsel in plek is, kan jy die bietjie speling wat jy gehad het is nou ook dalk 'n nadeel vir jou. En weer eens jou geleenthede is dalk meer. So dit is nou maar 'n brug. Ek weet nie of julle kan bylas daarop nie, maar Gaan nie. So ek dink dit kom maar daarop neer, nie net veiling, dit is ook uit die hand verkoop of so iets, maar ek dink die beweeg van 'n dier moet so vinnig as moontlik gekontroleer wees. En daar's verskillende maniere hoe 'n mens dit kan doen. En dis nou net ek ek is nie die regering nie, maar ek dink op die stadium met die manier hoe die siekte versprei, gaan dit 'n goeie roep wees dat ons net alle beeste vir 'n ruk nie beweeg nie. Yes, daar is noodslagtings en daar is sekere goed, maar dit gaan beheerd wees. Voerkale wat nog moet slagpale toe gaan of 'n boer wat iets moet verkoop om 'n inkomste te genereer, no problem. Maar dan is dit nie meer die getalle wat ons op die oomblik moet bestuur. So huidigelik is nog die fundisies en alles gaan nog aan. Daar's nog soveel diere wat geskuif moet word, so die beheer daarvan raak verskriklik moeilik. Ek dink om permitte nou uit te skryf vir al die diere wat beweeg, ek dink nie ons het die menskapasiteit om dit te doen. So as ons net vir 'n ruk die beweging baie beheer, gaan ons klaar ons uitdaging minder maak. Dis maar net een aspek om dit aan te spreek, maar ons spreek nou oor die fundisies en ek dink hy is so erg, die veilingshuise het 'n verantwoordeling aan die koper om die produk wat hy aanbied, 'n veiligheid daaraan te koppel of 'n risiko, hoe jy dit ook al wil noem. En ek dink, weer eens hoe meer 'n veilingshuis daaraan kan voldoen onder ons huidige omstandighede,
hoe meer kopers gaan hy kry. Ek wil sê want dis wat jou uniek maak bo die volgende ou wat Presies. nie kan self kan bewys Presies. waar kom die diere wat hy aankoop of waar deurdruk vanaf. So ek as 'n koper, as ek 'n voerkraal is, dan gaan ek die veilingshuis kies wat al reeds vir my daai risiko uitvat. En hy speel oop kaarte, ek kan dit beoordeel en ek dink okay, hierdie is vir my goed genoeg, ek sal by hom koop. 'n Ander veilingshuis wat nie daaraan aandag gee nie, is open mark, ek gaan hom nie ondersteun nie. Hoe lyk dit uit 'n prakties met ID scan? Is dit 'n geleentheid vir julle ouens? Ja, daar's 'n groot geleentheid wat daar in lê. Ons sal definitief om dit vir die voerkrale of veilingshuise en voerkrale makliker te maak, sal ons net in 'n vinniger manier kyk, want dit kan diefstal ook uitskakel. Dit kan help met die diefstal. Ek weet van 'n hele paar geleenthede wat die diewe gevang word op 'n veilings by Want hulle weet, veilingshuis. dis wat hier kom, die diere kom môre is hulle hier. Ja. So So dit kan ook uitgeskakel word, ja. As ek miskien hier nog kan bylas, in prinsip daai ding, die beheerder, as jy hierdie ID scan as 'n voorbeeld gebruik, en daar's nog ander ook, maar as die boer op die plaas dit kan identifiseer, hy stuur dit vir die veilingshuis. Die veilingshuis kyk dat die bees wat die boer gesê het gaan kom. Al daai 100. dis weer identifikasie. Is dit die bees Presies. wat jy Maar gesê daai het? het ons klaar beheer. So ons kan al klaar voor die tyd risiko's identifiseer. Nee, jy het die laaste 25 dae of 21 of 10 dae nuwe beeste ingebring, ek gaan nie jou beeste vat nie. Uit 'n veiligheidsoogpunt, risiko-oogpunt. Boer B of C, D, nee, jou. So maak ons die hele wêreld veiliger. En dit kan nie anders in my opinie as met elektroniese sisteme, want sodra daar papier is geduldig en dan moet weer iemand dit oorskryf en teken en daai ding. Papier is geduldig. Ja. Ek weet daai moet 'n T-shirt word. So en daarom moet ons, en dis ook die skuif wat ons as 'n boeregemeenskap moet doen, ons moet na die tegnologie toe gaan, want hy is soveel vinniger en soveel meer akkuraat en hy daag elke dag op en hy doen dit in die nag en hy doen dit in die oggend en hierdie siekte, een van die belangrike is die tydigheid. So ek weet nie of dit goeie Afrikaans is, jy weet die timing om sekere goed te doen. As ons en ons 4 weke nadat die uitbraak was, gaan ons nie 'n groot verskil maak, miskien in die toekoms dat daai diere nie weer siek word nie. Maar as ons nou 'n uitbraak het soos vandag, dan is timing of the essence, as kies vir die Engels. So, hoe vinniger ek daar reageer, hoe groter maak ek 'n verskil vir my kudde en vir die omgewing. Jan, wat dit en weer eens is nie 'n ek wil nie 'n polities gedrewe vraag of ietsie, maar jy weet wat het verander? Hoe dit was is nie meer nie. Wat is daai bydraende faktor is? Ek dink nou aan onderste poort en so aan. Jy weet wat ek wil sê dis nie die powerhouse wat hy was nie. Is dit maar net nog 'n voorbeeld van wat dinge nie gebeur soos dit moet nie. So ek dink die absoluut gedrewe mense, so agter alles sit iemand wat die ding dryf. En as jy nie toegewyde mense het wat hom dryf nie, dan die stelsel gaan nog aan, maar die stelsel is nie so effektief soos iemand wat 'n, wil nie sê slawedrywer nie, sê slawedrywer nie, maar hy's iemand wat die ding, hy het die groter prentjie in sy geheel sien, hy raak en hy stoot hom. So ek wil net terugkom na wat ons nou gesê het. Ek sien die kliniese dier en dan 'n stelsel agter die dier. Want ons weet al die diere wat blootgestel is aan back and claw gaan nie onmiddellik die simptome wys of die kliniese tekens wys nie. So ek dink dit is ook deel van die probleem. Ek dink Rick Mappen het gesê by die Rowasa Kongres, hulle het iets soos 80 diere gebek wat in 'n uitbraak was in 'n voerkraal en net die laaste 2 of so het duidelike letsels gewys. So jy kan dit maklik mis. En ek dink dit is hoekom dit is die dier hiervoor wat dalk vir jou vals beeld kan gee dat hy nie aangetast is nie. En dis hoekom jy die stelsel agter om die bees het wat eintlik 'n stelsel is wat rigied is. Hoe gaan die beweging? Waar kom hy vandaan? Maak nie saak of hy nou kliniese tekens wys of nie. Dis irrelevant. Dis irrelevant. Dit gaan oor beweging. Dit gaan want jy kan 'n maklike foutjie maak met kliniese ondersoek. En daar's ook soos Andy gesê, daar's 'n lang waglys of 'n monsters wat wag vir getoets te word. So jy kan eintlik deur net op die dier te fokus, gaan jy dalk 'n dierprys betaal. Maar jy moet eintlik die dier plus 'n stelsel om die dier hê. Die stelsel is rigied,
waar kom jy vandaan? Wat het daar gebeur? Hoekom is jy nou hierso? Bla 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 bla. So jy het 'n stelsel om die dier ook nodig want ek het self in my loopbaan 'n hondsdol uitgeval in 'n bees gehad wat ingekom het as die domvorm. Weet jy kry 'n hondsdol uit 'n domvorm en dan die aggressiewe vorm. Kom hy in as 'n domvorm, dan sien jy hier's 'n siek bees. Die boer het hom kom aflaai by die hospitaal. Nou ondersoek jy hom, die volgende dag is hy aggressief en hy bulk, dan besef jy hier is nou groot moeilikheid, hè. Toe is dit positief vir rabies, maar jy kan so maklik 'n fout maak. So en almal van ons maak foute. Die bees presenteer as 'n siek bees, maar dis eintlik toe hondsdolheid, hè. En hier kan jy met die back and claw gaan dieselfde wees. Jy kan gevalle sien wat nie lyk na niks nie, maar hy's viremies. Hy's aansteekbaar of hy kan die virus oordra. So jy het eintlik 'n soliede fondasie of iets om hom wat sê maar ons kyk na dit en die dier is deel van die prentjie, maar dis nie net die dier nie. Dit is 'n ander ding, 'n fondasie of 'n ding rondom die dier wat ons beskerm. Want anderster maak ons 'n klein foutjie en dan die virus is so aansteeklik, die siekte dan weg is hy. Dan is hy buite beheer en ek dink dit is op die oomblik wat ek dink gebeur is dat mense hoor daar's 'n uitbraak in ons omgewing. Nou moet ek my beeste skuif vandag en daar gaan hy op sy bak. Met die virus daar gaan hy. Nou gaan ek om 200 km hiervan af na my broer toe op sy plek waar hy is en dan is hy weer daar die virus en so en hy's buite beheer wat dit betref, hè. Want ek wil miskien nog daarby voeg, ongelukkig moet ons, en ek gaan nou hierdie harde woorde gebruik, maar moet ons 'n stelsel hê wat jy kan afforceer. So dit kan nie net op eie integriteit gebeur, ongelukkig. Maar dit is wat dit is. Yes. So, en as jy dit kan toepas, want dan hou almal by die reëls, as jy dit kan afforceer. En weer eens, hierdie tipe nuwe tegnologiese naspeurbaarheid sisteme, daarmee kan ons dit doen. Want niemand kan met dit beter nie. Ek kan nie jou benadeel omdat ek nou iets daar gedoen het sodat ek jou benadeel. Jy weet, dit is objektief. Hoe is mens nou en ek bedoel daai afforceer weer eens wetgewing staat. Ek wil vra wat is daai incentive om wetgewing in te bring vir die staat om dit af te forceer? Wat is die implikasie van om dit te los soos dit is? Behalwe nou dat beeste gaan dood, boere verloor geld. Maar wat is dit? Is daai die kans daar dat nou die hondsdolheid voorbeeld, is dit dat mense nou kan begin siek word en so aan, om te sê hier's 'n baie groter risiko vir ons mense in ons land as net ekonomiese verlies, wil ek sê. So op die back and closure is dit nie. Dis presies. Hy gaan nie na die mens toe nie. Ja. En hy is eintlik tussen ons veeartse, Jan help my reg, is eintlik 'n sisserige siekte. Yes. As ek so kan. Ek wil sê is verkoue. So iets. My man. Jy weet, knopveldsiekte, asemhalingssiektes. Dit is baie erger siektes as hierdie. So hierdie is maar eintlik in die wêreld is dit maar net 'n marketing access disease om mense of lande van markte te weerhou. Maar as 'n siekte is hy baie kleintjie. Maar okay, dit is die reëls, so ons moet daarby gaan. So ja, daar's nie mense kan hom nie kry nie. Daar's nie 'n ander leverage, daar's nie 'n ander faktor wat jy kan force. So dit gaan die boere is primêr betrokke want dit gaan oor hulle rand en sente. Jan het verduidelik ook van die melkerye hoe dit hulle geaffekteer het en hoeveel minder inkomste per dag want die melk kan nie verkoop en so voort. Maar die staat of ander mense wat sekere sisteme in plek sit, is dalk nie so direk betrokke nie. So of dit nou vandag uitgesort wees of môre, ek kan dit nie kry nie. Dit is geen direkte, ek is nie betrokke by die rooi vleis waardeketting nie. So ons het nie 'n ander insentief of 'n leverage om hierdie ding te bekeer, wat deel van ons probleem is. Ek sien. Ja. So Die gevolge is nie groot genoeg. ja, soos Jan nou ook Maar gesê, tog is daar blerrie klomp gevolge. Groot gevolge. verskriklik. Dollars. Nee, verskriklik as hierdie boere of produsente as hulle dit kry, dis astronomies. Dis verskriklik. Hy kan jou uit besigheid sit. Dis hoe erg dit is. So my hoe ek dit sien is dat jou kommersiële boere, die voerkrale, die groter boere vat 'n baie groot pak sla. Hulle kry swaar. 'n Kommunale boer of 'n klein boer dit affekteer hom nie regtig so groot nie. Sy dier is miskien bietjie
seer voete en 'n bietjie kwyl in die bek en hy speel bietjie met die tong en hy seer in die maar as hy oor dit is dit verby. Hulle gaan nie vrek op strepe nie, die beeste vrek nie. So dit is eintlik die kommersiële boer en die voerkraal wat die finansiële verlies ly, maar nie die boer wat nie eintlik omgee nie. En wat die probleem veroorsaak. Wat heel waarskynlik die probleem veroorsaak en soos wat ek kan agterkom is dit heel waarskynlik die vervoer van beeste van hier na daar vir 'n troue of 'n begrafnis of wat ook al. En ek dink die ander faktor wat ons nie moet vergeet nie is mense verstaan nie die siekte nie. En ek dink dit is ons as veeartse stry onder mekaar en daar's vergaderings en hierdie weet dit is maar nou ons praat met mekaar, maar ons praat nie met die publiek nie. Ons praat nie met die verkeerskonstabel wat daar so langs die pad staan nie. Hy het nie 'n klou wat aangaan nie. En hy kan 'n groot rol speel om daai weer eens beweging te beperk. Polisieman en hy moet eintlik dan en ek weet van 'n geval waar 'n trok gestop is en dit was in Zimbabwe waar ek gewerk het, waar 'n groot kommersie die mense was fourie gewees in Zimbabwe. Fourie, hulle het Brahmane, stoet Brahmane, die trok is gestop want hulle het 'n permit gehad vir die vervoer van Brahmane. En dit was ook tydens 'n back and claw probleem in Zimbabwe en hulle het die trok gestop, die diere getel en die permitte gekyk en alles is reg. En terwyl die dame sê nogal vir my, terwyl hulle nog hulle beeste tel want hulle het alles is in plek gewees, kom daar 'n bakkie verby met 2 beeste bo-op en prrr, deur die pad mekaar en dan gaan hy. Nou hierdie ouens is so besig om die beeste te tel en te kyk of die permit reg is, dat daar gaan 'n bees of 'n bakkie met 2 beeste reg deur die pad mekaar en goem aan. Maar ek dink die mense wat die reëls moet toepas, verstaan dit nie en die boere verstaan dit ook nie. Die kleiner boere nog minder. Hulle het geen idee wat hier aangaan nie. Nou mag ek nie skuif nie. Ek het 'n begrafnis 200 km van hier. Ek moet 'n bees vat. Nou mag ek hom nie vat nie of ek wil trou en ek het lobola betaal. Ek mag dit nie doen nie. Dis die regering wat dit op my afdwing. Verstaan dit nie. Dit raak verskriklik kompleks en ek dink dis hoekom ons regering nie veel wil sê of doen nie, want hulle is dit raak naderhand 'n politieke ding. Dit affekteer stemme. Ja, so ek dink so en ek dink as ons die diere kan identifiseer en jy lei jou polisie op of jou verkeerskonstabels, die mense wat langs die pad is, as jy 'n bakkie kom met beeste stop, vra vir hom, waar gaan jy heen, waar kom jy vandaan, het jy 'n permit? En daar is eintlik, jy moet permitte hê, maar tog dan hulle ry, daar gaan die bakkie. Ek wil vinnig daarby aansluit, Alex, dan wil ek weer nou 'n tree terug gaan, want ek wil julle dit albei aangeraak. Ek wil gesê wat is back and close hier? So ek wil daai gaan uitpak weer eens vir layman's terms. Jy sê en dit lyk vir my dit is nie so algemeen of die feit dat dit nie so wille virus is nie. Jy het 'n baie interessante ding ook genoem van die wêreld wat dit 12 ek wil sê misbruik of is 'n triek. Ja, kan ek dit net gou in perspektief sit? Yes. Die virusse wat in Suid-Afrika kry, is 3 virusse, hulle is nie so erg nie. So ons kry die Europese of Asiatiese en daar's van hulle wat erger is. Ek verstaan. So daai back and close is erger. Hy maak So hulle dis meer is nie dieselfde ding, dis verskillende weergawe Presies. Okay. So ons Suid-Afrikaanse een, Hy's effentjies. ek sê maar in die wêreld se oë is hy dieselfde as. Ja. Dis vir hom die definisie vir hulle is dieselfde. Dis interessant. So ek wil daarby uitstaan en natuurlik ook die feit wat julle nou genoem het van hoe die wind ook die ouetjie versprei. Maar Alex, is ons besig om met die speedkops te gesels en hulle op te lei om die permitte en die dinge beter te check. Ek wil weer eens as jy na die wareketting kyk en so aan. En Jacques, ons benader dit op 'n ander manier. Ons praat nie direk met hulle op die huidige oomblik nie. Wat ons gaan doen is ons weer van top to bottom. Ons gaan dit eers deur die howe doen. Ons moet onsself eers bewys in die hof. Ons saak maak en van daar af kan ons afbeweeg na die speedkops toe. Ongelukkig sit ons met bedrog. Ons sit met ouens wat in die polisie mag is wat ook deel is van syndikaate. En Ja, kyk hier permit mis. ja, hy gaan vir jou 'n bribe, hy gaan 'n bribe vat om die beeste te laat verby. Hy worry nie wat. So dit help ons begin daar nie. Ons het nou 'n mock trial video wat ons deurgewerk het, die hele proses te wys van die dag wat die boer afgetrek word, hoe die beeste gescan word, wat is die proses, hoe werk die hof,
Wat's al die vrae wat gevra word, so dit is ook op ons webwerf, maar nee, ons werk maar van bo na onder. Wat sin maak, want ek sê anderste is kwaliteit Ja, ja. breakdown wil ek sê in verder af. Back and close hier. Wat's dit? So dit word deur 'n virus veroorsaak. So oorspronklik begin die probleem seker dat buffels, ons Suid-Afrikaanse buffel hom kan dra, so hy word nie siek nie. En dan kan hy hom dra, maar hy kan hom aan 'n bees gee. So dit is waar oorspronklik way back then die probleme mee begin het. Wanneer is way back when? Wanneer So dis nog voor my tyd. So ek dink hier, Jan help my, in die 60s of ek weet nie waar, het hulle begin, want hulle het dit nie geïdentifiseer dat dit uit die Kruiwiltuin, jy weet daar waar die buffels kom. En ek dink in my opinie weer eens het hulle 'n skitterende goeie manier gehad. So hulle het 'n bufferzone om die Kruiwiltuin gehad waar hulle gereeld diere gebloei het en gekyk het of hy sprei en dan het hulle gedeelte gehad waar hulle ent. Maar daai diere wat hulle daar geënt het mag nie daar weggaan nie. So hy moet net daar bly. Ja. Maar dan het hulle 2 zones so gehad dat die virus nie daar deurkom nie. En Juist om ons die res van om ons beeste te beskerm. presies. En dis en hierdie uitbraak kom nog van way back nou 2-3 jaar gelede waar daai stelsel gebreek het. Waar beeste beweeg het van daarbo in die noorde onregverdig of onreëlmatig eerder tot in Potch weet ek daai uitbraak daar en van daar af het hy gesprei en van toe af kon ons hom net nog nie weer keer nie. Maar die stelsel was in place en hy het vir jare gewerk. Ek wil sê en dit was so eenvoudig soos 'n buffer. Ja. So ons kan nou in detail gaan hoekom en wat en daar is so yes, ek verstaan dat die mense in daai omgewing, hulle het nie 'n mark vir hulle bees, so daai bees wat daar geënt is, maar ek dink die voorstelle is al aan die regering gemaak om daar 'n voerkaal of 'n voersisteem of 'n slagsisteem te create te maak Dat hy hoef nie te beweeg. Presies. Daar's 'n mark vir jou. Ja, want weer eens die vleis is reg. Ja. Daar's die vleis, so jy hanteer hom net daar, slag hom daar, doen wat jy met hom wil doen, voeg waarde toe en uitvoer wat ook al. Maar om nou terug te kom, wat is back and close hier? So dis 'n virus, ons het 3 subtipes hier in Suid-Afrika. So dis 'n virus wat hoofsaaklik deur die lug gaan en dan deur die lug in die dier inkom en dan soos die woord, die Afrikaner het sulke goeie beskrywende terme gaan. So hy gaan in die bek, so ons sien letsels in die bek, op die tong, op die lippe, op die verhemeltes en op die hoewe. So dis waar die term back and close vandaan kom, so dis maar waar jou simptome is. En hy affekteer dit daar, hy maak 'n blaasie, die blaasie bars en dan dis hoe hy versprei, jy weet daai virus word dan In die mond en op die klou. en dan kom hy oor dit. So en dan is dit amper soos mense wat 'n seertjie in die mond het, maak so 'n bietjie onaangenaamheid, dis nou 'n herpesvirus, is iets anders, maar jy voel nie lekker vir 'n paar dae en dan is dit oor dit en dan gaan jy aan. En dis dieselfde met die beeste. So weer eens kom ons terug dat dit 'n bemarkingssiekte is. So die is nie so erg vir die dier nie, vir die melkerye 'n bietjie meer want die melk dit affekteer die melk, maar ons vleisspesies. So en dit is wat back and close hier is. So ons weet nog min, veral ek weet nie wat is die impak van wild en wat maak hy in wild. Wat skape aanbetref, weet ons dat hy in skape ingaan, hy verdeel in skape, maar ons het nog baie min, ek weet van eksperimentele goed wat ons op onderstepoort gedoen het ons simptome gesien, ons het letsels gesien, maar in die veld sien ons dit nie. So ons, maar dis omtrent waar my kennis van spesifieke spesialistkennis van die virus stop. Dit klink vir my of 'n melkboer die hardste geslaan word. Ja, so wat ons ontdek het in Humansdorp en Anthony Davis is eintlik die persoon, die veearts wat die meeste ondervinding het wat die melkbeeste betref, omdat daar 'n uitbraak van back and claw in Humansdorp was. En so dit was eintlik baie ironies. Hy is ook besig met sy PhD, hy werk op daai sporidesmin vergiftiging onder my en hy sou die Vrydag gekom het onderstepoort toe. Ek dink dis 'n Vrydag of 'n Donderdag. Hy sou gevlieg het. Ek sê nog vir die sekretaresse, nou moet ek klomp goed klaarmaak want Anthony praat baie. As hy hier is, gaan ek vir 'n paar dae niks kan doen nie. Ek gaan gou dit doen en gee my net kans dat ek gou my e-posse op datum kry en dan is Anthony hy land vlieg 12 uur of dan sy vanmiddag hierso.
En so ek kyk nie op my foon nie in die middag toe ek so 3 uur my foon kyk, waar is Anthony, hoekom kom hy nie? Toe sê hy, uitbraak van Back and Claw in Niemandsdorp, ek was die eerste veearts op die plaas, ek is ook nou onder kwarantyne, ek kan ook nie vlieg nie, jy weet so. En toe het ons agtergekom dat daai melkbeeste word eintlik, die bees word nie siek nie, maar die eier word siek, die eiergesondheid word aangetast, want die virus veroorsaak dat die somatiese seltelling in die melk opgaan, dan wil die melkkopers dit nie koop nie, en dan kry van hulle mastitis, en dan, dan kan jy nie die melk bemark nie, en ewe skielik is daar kwarantyne, jy kan nie melk skuif nie, jy kan nie die diere vir noodslagting stuur nie, want daar is nie 'n geregistreerde abattoir vir Back and Claw gevalle nie, so die boere het van al die kante net geld verloor. Dit was skrikkelik 'n groot ekonomiese verlies vir hulle gewees, omdat hulle van al die kante af finansiëel geknou Dit is suiwer uitgawe. Daar sê, ek kan nie melk bemark nie, en wat toe gebeur is, dat later aan, soos wat ek verstaan het, hulle toe 'n vergunning gemaak vir die boere om wel melk te lewer aan die melkkopers, maar dan pasteuriseer hulle hom dubbel. Of al die melk moet gaan na ultra hoë temperatuur, die langlewe, sogenaamde langlewe melk. So die kaas maak ouens, die ouens wat rou melk gebruik, hulle is almal in hulle, in 'n penarie, want daar's nie melk vir hulle nie, en nou maak jy kaas, en dan is daar altyd hierdie kwarantyne goede. So dit is 'n groot krisis, finansiële krisis vir die melkbedryf, en ek dink dit was een van die eerste melkareas, intensiewe melkareas waar Back and Claw uitgebreek het. En ons vermoed, dit is wat ons nagespeur het, ons vermoed is dat van die boere teen die kus, die kalvers word weggestuur, die verse om groot te word na die binneland toe, omdat jou grond so duur is. Die plase is relatief klein, so die kalvers word vervoer na plase toe in die binneland, en dan die verse voor hulle kalf kom hulle weer terug met 'n voertuig, groot trokke. En van daai trokke het ook ander beeste vervoer. So daai trok laai af op jou plaas, en jou waarskynlik is, want die siekte is baie aansteeklik. So ons vermoed die eerste plaas dit het gebeur, want die voertuig, die trok het verse afgelaai op die plaas. Het net daarna die uitbraak gekom. So daar's nou nog 'n komponent. So ons het nou, ek sê nou tong in die kies, speedkops. Jy weet, ons praat nou van beweging van, met ander woorde, op die bakkie vir die begrafnis of die troue, met ander woorde, daar gat hy net, en in hierdie geval 'n vuil trok. Ja. En sover ek weet, ek het met Dr. Johan Olivier, 'n kollega, gepraat, so blykbaar is daar goeie reëls, hulle het reëls opgestel lank terug, dat die trokke moet skoongemaak word, maar dit is ook werk en tyd vir die transport eienaar of die voertuig eienaar. Nou moet hy op die plaas kom, hy kan hom ook nie daar skoonmaak nie, want dan val die mis op jou plaas, dit is biosekuriteit, jy moet hom nou aflaai en skoonmaak op en steriliseer, en dan, dit raak 'n komplekse storie, so hulle maak hom nie skoon nie, hulle laai op en af, en maak dit eintlik nie skoon nie. En ek dink weer eens, my gevoel is die mense verstaan nie wat aangaan nie, so miskien sal hulle dit beter hanteer as hulle verstaan wat aangaan, maar nou moet ek elke keer my trok skoonmaak en steriliseer, dit kos my geld en tyd en blablabla. Nee, ek gaan dit nie doen nie, want hulle mors my tyd, na gaat hy. En na is die uitbraak in Niemandsdorp. Maar weer eens is maklik om dit te doen as 'n vloot eienaar is, want daar's geen gevolge vir jou nie. Ja. Nou kom ons weer terug na as gevolg is ons dagvaar jou vir die verlies, dan gaan daai trok skoongespuit word. Absoluut. Nee. Weereens net as jy kan bewys jou diere was skoon voordat hulle op die trok geklim het. Anders dan gaan daai standpunt ook nie staan nie. Verstaan. Ja. So as ons daarso, wat is daai, jy weet soos die Engelsman sê, wat is die low hanging fruit? Waar slaan mense weer, ek kom alweer, ek haak vas met my 82 die hele tyd. So waar is die 20% waar jy fokus wat onmiddellik vir jou 80% van die resultate gaan? Behalwe nou, en ek bedoel wat ID scan is, ek wil sê dis die toekoms, dit is nou wat die voorkomings en die proaktiwiteit gaan bring, wat dit in elk geval gaan voorkom, maar waar is die, en natuurlik die beweging, maar weer eens, hoe maklik is dit en hoe moeilik is dit om beweging te beheer, of in hierdie geval om ouens te forceer om 'n trok te was? Ja, in die wetgewing, as ek dit reg het, staan dat dis 'n staatsbeheerde siekte, so die staat vat oor, positief of negatief.
Maar deel daarvan is hulle het die magte om polisie en die weermag in te bring. Ons het dit nog nie een keer nou gesien. So daai wat jy vra, hoe maklik is dit om beheer toe te pas? So maklik soos 'n oproep. Eintlik. En ons is in 'n krisis. Hierdie is nie een enkele geval wat iewers is en ons moet nog bedink, is dit regtig of die. Ons is in 'n krisis. Ek meen, so ek dink dit is tyd dat 'n mens tot hierdie hoogste tyd dat ons weermag en sulke goed inspan. Want ek weet ons kan nie môre naspeurbaarheid by almal hê en al daai tipe goed, maar ons kan definitief die beheer van beweging toepas. Ja. Ek het voor die uitbraak die onlangse uitbraak in Natal het ek van die WhatsApps gesien wat van die veeartse gestuur het en dis een van hulle is 'n dame wat gesê het ons is in 'n groot krisis. Hier's nog nie Back and Claw het nie uitgebreek nie, maar sy het vir al haar boere laat sê dat hulle die beeste van die grense van die plase af wegvat en in die middel gekonsentreer. Hulle het almal net gewy in die middel om 'n bufferzone te maak. En sy het nogal, ek het nou vergeet wat daarvan 'n naam is, maar in elk geval sy het dit vir Anthony Davis gestuur en hy het dit vir my gestuur, al die WhatsApps, net vir interessantheid. En sy het gesê dit gaan net 'n kwessie van tyd wees voordat die Back and Claw uitbreek in die kommersiële beesplase in Natal. En dit was net 2 weke daarna toe sy in. Want basies wat gebeur is, die boere het geweet van dit wat kom, maar hulle het biosekuriteit toegepas en probeer om hulle beeste, hulle self verontrief en self benadeel deur die beeste in die kern van elke plaas te probeer hou en nie na die grensdrade toe te gaan nie, maar tog op 'n manier en ons het dit baie duidelik gesien in Humansdorp dat hy wind afgaan saam met die wind. Volgende plaas. So jy kan jou buffer nou beteken nou weer niks. Heel waarskynlik jy moet dalk 'n baie lang buffer hê, 'n groot buffersone voordat hy hom gaan stop, maar wat Anthony vir ons gewys het by die Rowasa Kongres is ook baie duidelik. Die eerste plaas is waar hulle met die trok gekom het wat vuil was en toe van daar af het hy hoofsaaklik wind afgegaan. En onthou Humansdorp en Jeffreys Bay is teen die kus, is vogtig. Ek wil sê daai diktheid wat sê by die see, so ek dink daai aerosol druppeltjies die virus vat 'n ry saam. Piggyback of wat ook al. Ja. Maar nou net om vinnig by die bufferzone stil te staan en te sê daar's nou meriete vir dit of in hierdie geval is dit die verkeerde streek is en die wind waai, beteken dit ook nou nie veel nie of help dit nie so baie nie. Ons kom terug na produktiwiteit per hektaar of wins per hektaar. So weer eens daai incentive om jou plaas skielik kleiner te maak. Speel dit 'n rol? Want nou jou bufferzone is waardevolle landbougrond wat niks gebeur nie. Ek praat nie uit 'n veearts oogpunt uit nie, maar ek dink definitief op 'n operasionele gedeelte definitief. Want nou moet jy jou weidingsprogram aanpas. Baie van jou lande nou opgee. Ek weet nie vir hoe lank 'n bufferzone moet wees nie, maar as jy definitief van jou lande moet wegvat, van jou weidingsvelde af moet wegvat, sal dit definitief ekonomies aan jou raak. En moeilik nie. Want ek meen ons kom nou in die moeilike tydperk van die jaar. So nou het hulle elke liewe grashalmpie nodig, enigiets wat jy kan eet. So jy kan nie forever om in daai nucleus van die klaar, want jy het net nie dit kos nie. So wat maak jy? So dan moet jy hom bewy. So wat is ons hoe sê een girl as jy nou genie lampie kan vryf, jy weet in 'n perfekte scenario. Wat is die op papier? Wat doen ons nou om hierdie ding te keer en dan natuurlik weer ons praat van naspeurbaarheid en so aan. Weer eens, ons kan seker goed nou implementeer, maar wat beteken dit? Is dit oor 6 maande gaan ons die positiewe resultate sien? Is dit oor 'n jaar, is dit 2 jaar? Ek sê assuming all being equal, as ek dit so kan stel. Wat is daai oplossing? Ja, ek sal graag wil sien dat, en ek het nie die Afrikaanse term, die urgency, daar moet 'n urgency kom en veral van die regering se kant om hierdie ding te probeer keer. En as ons dit sê, dan is dit vir my, dan moet kapasiteit gebou word. Kapasiteit op die voorkoming in terme van entings, so entings maak, entings beskikbaar stel, entings uitkry, kapasiteit in die mannekrag om die siekte te beheer in terme van daar buitekant dit te identifiseer, te bloei en dan die beheer wat ons oor gepraat het.
En dan onder huidige omstandighede, dis my laaste been, is toe te laat dat sekere gedeeltes kan end om te slag. So dit beteken dit is 'n dooie end soos die voerkale waar jy kan end en daai dier gaan nêrens heen nie. Hy bly in die voerkaal, hulle kan dit baie vinnig bewys en hy word dan geslag. So op daai manier dink ek gaan ons baie van die probleemareas vinnig aanpas totdat ons goeie naspeurbaarheid het en so voort. En die slagding het 'n dubbele voordeel. Hy raak ontslaaf van die siekte of end om te slag en natuurlik ook kry ten minste 'n paar rand terug. Wat anders is net 'n dooie dier sou gewees het. So omdat hulle nie vrek nie, so het hy nie regtig die verlies omdat die dier doodgaan. Hy het produksieverlies. Ek verstaan. So hy kan net die ding Ja. Maar hoe vinniger hy die dier kan slag, want wat huidigelik gebeur as jy onder kwarantyne is, mag jy nie slag nie, maar daai dier eet nog. Ek verstaan. En nou, of dit 'n melkery is of 'n voerkraal, jy moet kos vir hulle gee. So die boer wat gras het, nou is ons in die nukleus, so ons moet maar aan die kante wy want ons het niks anders nie. Voerkraal en melkerye, hulle moet kos vir daai diere gee. Jy weet hulle staan. Vreed, maar hy mag Presies. hom nie verkoop nie. Presies. Dan nog die volgende een is as daai dier dan verkoop word, dan is daar sekere regulasies waaronder hierdie dier geslag mag word. En soos byvoorbeeld dat die kop of die 5de kwart weggegooi word, hy moet ontbeen word ensovoorts. Dis alles onkostes wat daai produsent moet dra. Die slagpale dra dit nie. So dan kry hy vir dit wat hy verkoop, hy vrek nie daarom, maar dit wat hy verkoop, maak hy groot verlies. Ek dink kan nie oor die melkerye praat, maar dis dan elke dag wat hy 'n kleiner melkcheck kry of so iets. Ja. En dit is die groot impak wat die ouens beleef. So net om terug te kom, ek stem 100% saam met Andy is. Dit is al wat ons kan doen. Ek dink siende dat die back and claw buite beheer is inenting omtrent die mees logiese onderste poort biologiese produkte moet opgestart word, OBP, en begin enstof maak. Ons voer enstof van Botswana af in, ten duurste. En ek dink dis al hoe ons die siekte gaan beheer is deur inenting. En dit het baie duidelik deurgekom in Humansdorp waar hulle 'n buffer begin ent het rondom die plase wat positief was. En die buffer het dit effektief gestop dat die verspreiding. So jy het 'n buffer. Hier sla hy sla daai inentingsmuur. Ja, poef, dan stop hy. Jy kry soos as jy in 'n moddergat inry, daar staan hy. En dit het net so voorbrand wat jy gemaak het rondom daai area. En dit is maar dit kos 'n klomp geld want die enstof is nou 'n paar rand per dier. Want ons kan dit nie self maak nie. Ons het die kapasiteit gehad, maar ek dink ons het op 'n tyd en ek verstaan die koste vir daai inenting is astronomiese vergelyking met hoe dit was. Ja, so ek dink dit is Dis die low hanging fruit, dis die maklikste oplossing. Ja. Maar jy moet nou goedkoop hê. Ja, as jy kan ent en heel waarskynlik sal as jy kan hy dalk oor die klompie jare weer stabiliseer en dan maar ek dink op hierdie stadium is dit net inent, jy weet. En dan net jy met die diere. Ek dink nou aan daai COVID enstofkaartjie wat ons gekry het. Jy kan nie vlieg sonder jou kaartjie nie, jy weet, maar jy moet eintlik nou ingeënt word maar jy moet 'n ID scan kaartjie kry of op sy rekord moet dit wees. Anders as jy daar stop in die pad op pad Pietersburg Polokwane toe 'n bakkie met 2 beeste dan waar is jou sertifikaat dat hy geënt is? Ja. Maar hoe gaan jy nou weet as hy nie geïdentifiseer is nie, weet, maar nou moet jy eintlik moet daai verkeerskonstabel of speedkop moet eintlik sy kan sê, hierdie ou is reg, hier is sy kaartjie. Ja, of sê. Die lekker ding van ID scan is hy het reeds 'n sertifikaat. So hy kry sy ID boek. Al hierdie goeders kan teen daai dier gesit word. En dit is of jy kan hom uitprint of jy kan hom stuur vir wie ook al. So as daai bewys op die sertifikaat is, daar's 3 foto's wat die gesig wys, die neus wys en die oortag wys wat tans in daai beeste oor moes gewees het. Ja. So hy kan sommer dadelik kyk of dit die regte tag is of dit lyk of dit dieselfde beeste is. En dan as daar enigsins iets is wat hy vermoed dit is nie dieselfde beeste nie. Is daar 'n fasiliteit vir hulle om die dier te scan om seker te maak dit is die dier. En as die dier gescan is, kan hulle ook kyk van waar af kom die dier. Om seker te maak is nie net 'n rooi sone uit nie. Ek dink dit is waartoe ons wil beweeg is as jy in 'n groen sone is, kan jy jou diere rond beweeg. Maar dit is om daai zones te allokeer en 'n bietjie meer nader te trek aan die boks. En wie daai zones komponent uit 'n praktiese oogpunt, wie doen dit? Dit sal die regering sou moes wees. Maar ek dink as ons as boere nie
eers gaan ingryp nie en ons wil wag, gaan ons lank wag. As ons die probleem wil stop, gaan dit by ons begin. Verstaan, soos weer hand in eie boesem. Ja. En as mens dit reg kry, as mens nou sê okay, ons is 10 boere wat saamstem, weet obviously gaan dit sneeu as dit gebeur. Jy kry daai perfekte scenario vandag wat weer eens tydlyne en so aan. Hoe lank vat dit om te implementeer en wat is daai ripple effek ten einde om Ek dink die moeilikheid met back and claw wat 'n geskeduleerde siekte is, die staat is in beheer. So dis hoekom die frustrasie onder die privaat veeartse so groot is, want hulle mag eintlik niks doen nie. Alhoewel hulle hande is vas. Hulle hulle kan nou 'n oplossing bring. Maar hulle weet soos Anthony Davis vir my gesê het, hy sien sy boere is besig om finansiëel by die drein af te gaan en hy wil help, maar hy kan nie help nie want die staatsveearts het oorgevat. Staatsveearts in hulle geval dink ek sit in Kaberga in Port Elizabeth en hy kom so nou en dan daar uit en weet so dis nie vir die ouens wat op die grond is om hom te bestuur nie, dan gaan dit, maar dit is 'n geskeduleerde siekte, dit word onmiddellik oorgegee aan die staat. so dis ook deel, dis weer historiese prosedures wat hiërargies en oneffektief is en dan natuurlik, ek wil dis nie 'n geheim, ek dink Anthony het self gesê, ons staatsveeartse is, ek dink dis nie dieselfde kwalifikasie wat julle ouens het nie. Jy weet dit is party van hierdie ouens het nie 'n klou nie. Jy weet in daai opsig. Ja, ek dink ons moet ook net in gedagte hou, alhoewel die mag nie in ons hande is nie. Dit moet ergens by 'n punt begin. Dit moet en dit gaan deur die privaat sektor. Ja, en as ons as boere kan besluit, luister, die rooi zones is uitgelê. Al is dit nou privaat gedoen of deur die privaat veeartse gedoen en dit is nie spesifiek nie. Kan ons ten minste sê ons gaan nie ons beeste hierso gekoop tot hulle groen geklassifiseer word nie. Dan kan 'n mens die beweging van beeste begin reguleer uit 'n privaat oogpunt uit. Dan hoef mense nie te wag vir die staat nie, maar dit is 'n inisiatief wat geneem moet word deur ons boere. En inenting. En Daai inenting. twee wil ek sê gaan parallel, maar nou is dit weer eens solank dit bekostigbaar is en so aan. Maar dis weer een meer dit af. As jy nie wil inent nie, wat is jou verloorkoste die dag as back and close hier op jou plaas aan Ja. Dis weer wat jy gesê het Jan is om dat die boer verstaan jy die sommetjies van om dit nie te doen nie. En ek wil net Andy, jy moet my reg help. So die staat of die wêreld is eintlik teen inenting, want dis 'n belangrike aspek wat ons moet aanspreek, weet. So die wêreld wil nie eintlik hê jy moet ent nie, want as jy die bloedtoets doen, dan toets hy positief. So nou kan jy nie uit 'n wêreld of uit 'n beheer perspektief kan jy nie sê hierdie was 'n back and claw uitbraak of 'n inenting nie, jy weet. So hy toets nou albei toets dieselfde. Soos wat is die oorsprong? Ja, van so hierdie nou virus sit jy in met die 'n dilemma, as ons die hele Suid-Afrika ingeënt het en ons stop die siekte, dan toets al ons beeste positief. Maar dit is dalk beter dat hulle almal positief toets en ons verloor nie daai geld nie, maar dit is, weet, ek dink dis die dilemma wat ek gehoor het by die staatsveearts. Hulle wil nie ent nie want dan toets hulle positief. En dit is, wat het jy het genoem, Andy, die bemarking, wat het jy, wat die wêreld, wat het jy het bemarkingssiekte. Daar's nog 'n T-shirt. Maar ja, dit sluit vir my actually mooi aan, Jan, met dit. So daar is seker 'n lig in die tonnel, want die nuwe enstowwe, en ek weet dit is onder bespreking en hulle kyk daarna, gat hulle hierdie onderskeid kan doen. Alright. Maar ons het hom nie nou nie, nie vandag. Alright. So dit is nog Ten minste is dis nog 'n iewers, ek weet nie, 6, 8, 12 maande weg. Maar die navorsing is al klaar daar, sodat ons hierdie scenario kan aanspreek. Maar Jan is heeltemal reg, huidiglik kan ons nie. En dit raak, ek meen 'n mens verstaan seker die staat, want jy weet dan nie meer hoe moet jy hom beheer, wat se maatreëls moet jy toepas. Maar nog steeds, ek dink enting is maar die ding vir ons nou. Manne, dankie. Weer eens baie interessante en insiggewende gesprek en ja, kyk, ek twyfel nie as ek kyk na ons geskiedenis, sê mos die geskiedenis is 'n predikter van die toekoms. Ek dink ons boere gaan 'n slim manne soos julle sal dit uitfigure. Sterkte.